Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die lewe is verseker nie maklik nie. En ek besef dit is geen verrassing vir jou nie. Jy leef elke dag met hierdie waarheid. Sommige van ons gaan deur emosionele probleme. Sommige van ons gaan deur fisiese probleme. Sommige van ons gaan deur verhoudingsprobleme. Maar almal van ons gaan een of ander tyd deur iets. Selfs Paulus die apostel het deur geweldige moeilike tye gegaan. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 8, want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Paulus het hier heeltemal aan die einde van homself gekom. En dis presies waar hy moes wees. Daar is net een voorwaarde vir God se krag in jou lewe. En dit is nederigheid. Jy moet erken jy het dit nodig. God gee nie sy krag aan mense wat dink hulle kan alles uit hulle self hanteer nie. Nederigheid sê vir die Here, U is God en ek is nie. U is reg en ek is nie. U het die mag en ek het nie. U is wys en ek is nie. Ek is magteloos om hierdie situasie te verander, so ek gee dit vir U. Die oomblik wat jy dit doen, bring God dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in jou situasie in. Hy spesialiseer daarin om dit wat dood is, weer lewend te maak. Hy is die God wat kruisigings in opstandings verander. Wat is vandag dood in jou lewe? As God 'n dooie persoon kan opwek, kan hy 'n dooie huwelik, 'n dooie loopbaan of 'n dooie droom ook opwek, mits jy dit oorgee aan hom. God kan enigiets doen. Here, dankie vir U voltooide werk aan die kruis. Dankie dat U krag dooie dinge in my lewe kan lewend maak en vir die hoop wat dit bring, dat ek die ewige lewe sal beerwe. Ek loof U daarvoor in Jesus naam alleen. Amen.